Is dit beter om die huis in jou eie naam te koop of in 'n maatskappy se naam te koop of in 'n trust se naam? Nou, dit is 'n vraag wat ek baie dikwels kry. En die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, as jy soos 98% van die ouens is wat daai vraag vir my vra, dan kan ek nou al vir jou sê dat die kanse is amper 100% dat jy 'n hengslot geld op daai huis van jou gaan verloor. 'n Huis vir 'n gewone ou is nie 'n belegging nie. Nou, kom ons vergeet daarvan. Jy wil net die huis koop. Jy worry nie of dit 'n belegging is en of dit nie 'n belegging is. Jy wil 'n huis koop en jy wil weet, is dit beter in my eie naam in 'n maatskappy of in 'n trust? So daar's 'n paar goed waarna ons moet kyk. Die eerste ding is, hoe maklik is dit? As jy die inkomste verdien en jy gaan na die bank toe, dan in jou persoonlike naam gaan jy nie vreeslike probleme hê, mits die huis ten minste die bank kan sien daar's waarde vir in die huis nie. So hulle gaan kyk na jou inkomste, hulle gaan kyk na die huis en gebaseer op dit kan hulle vir jou 100% verband gee as jy 'n eerste keer 'n huis koop. Daar's natuurlik allerlei voorwaardes daaraan verbonde, maar 90 tot 95% van die kere as daai twee voorwaardes nagekom word, is hulle bereid om 100% te gee. Party banke gaan so hoog soos 105, party banke selfs soos 110%. Die beste manier om uit te vind hoe groot verband jy kan kry, is doeteenvoudig om van 'n bond originator te gebruik gemaak. So soek vir jou een wat sy of haar sout werd is en dan vind uit wat is die banke bereid om te doen. So as jy gaan aansoek doen, gebruik 'n bond originator, ek weet nie eens wat die Afrikaans daarvoor nie, en dat hulle vir jou die verskillende opsies gee van die beste wat vir jou pas. Pas op vir 'n 105 en 'n 110% verband. Dit klink lekker en dit klink maklik om die eiendom te koop, maar onthou, die bank is daar om geld te maak en daaroor gaan jou rentekoers vir eerstens dalk hoër wees as wat jy 'n deposito sou neersit, en ten tweedens gaan jy 'n lot geld meer betaal vir die bank en die eiendom se waarde gaan nie daarby uitkom nie. Dis die in jou persoonlike naam. Wat van as jy dit in 'n maatskappy of in 'n trust doen? Wel, vir eerstens nou is daar kostes. Jy moet 'n trust oprig en jy moet 'n maatskappy oprig. Die tweede ding wat gaan gebeur is, daai maatskappy en daai trust moet geaudit word en daar moet byvoorbeeld 'n onafhanklike trustee aangestel word en dit kos alles geld. Boonbehalwe dit, as jy na die bank toe gaan, is die kans omtrent 95% dat die bank vir jou gaan sê, sorry pel, ons gaan nie vir jou 100% verband gee nie. Jy moet ten minste 'n deposito neersit. Reg, so uit gemak, baie makliker en koop dit net in jou eie naam, veral die eerste keer. Kom ons kyk na inkomstebelasting. Inkomstebelasting in die persoonlike naam, daar gaan geen belastingvoordeel wees nie. Jou huis se rente-element en die terugbetaling is nie aftrekbaar nie, so geen voordeel daar nie. Wat van in 'n maatskappy en 'n trust? Presies dieselfde geld, met ander woorde, geen voordeel wat dit betref nie. Nou, wat van kapitaalwinsbelasting? Met ander woorde, jy koop die huis, oor 10 jaar verkoop jy hom, kom ons sê jy verkoop vir dubbel wat jy gekoop het. Jy koop vir 1 miljoen, jy verkoop vir 2 miljoen. In jou persoonlike naam is daar toegewing wat sê die eerste 2 miljoen se wins wat jy maak uit jou woonhuis, uit jou primêre woonhuis, is geen kapitaalwinsbelasting op nie. So as jy verkoop vir 2 miljoen, jy het gekoop vir 1 miljoen, daar's 'n miljoen rand, dan is daar geen kapitaalwinsbelasting op nie. Maar jy het nog steeds 'n miljoen rand oor. Met ander woorde, jy kan daai proses weer 'n keer herhaal tot jy die 2 miljoen rand opgebruik het. Reg? So maak net seker van presies wat die wet daarso sê en wat die toegewings betref en sorg dat jy daar binne bly. Wat van as dit in 'n maatskappy of in 'n trust is? Wel, geen primêre toegewing ten opsigte van daai 2 miljoen. Met ander woorde, in 'n maatskappy betaal jy onmiddellik kapitaalwinsbelasting, in 'n trust kapitaalwinsbelasting. Nou, in 'n trust bestaan daar 'n moontlikheid, afhangende van hoe jou trust akte opgestel is, dat jy dit kan afwentel of kan doen na begunstigdes toe, en dan gaan die begunstigdes teen 'n laer koers betaal as byvoorbeeld in 'n maatskappy of in 'n trust. 'n Trust byvoorbeeld is die effektiewe koers baie hoër byvoorbeeld as in 'n maatskappy, maar in jou persoonlike naam is die kapitaalwinsbelasting vir individue die minste. Reg, daai het jy dit. Maar nou is die vraag, wil jy hierdie eiendom koop wanneer jy gaan bly, ook as 'n belegging of nie? En dan moet ons 'n som doen. Nou, dan verander alles, reg? Want nou, vir die eerste keer gaan jy in jou lewe 'n ingeligte besluit doen. Maar dit beteken 'n opoffering. Met ander woorde, daar's tyd wat jy moet insit, daar's effort wat jy moet insit, jy moet iets leer, soos 'n skill,
sodat jy kan weet wat die beste is. Nou, die maklikste manier om vir 'n ou te verduidelik hoe hierdie goed werk, is om 'n som te doen. En ek sal baie graag daai som vir jou wil wys. Ons vat 'n gewone huis as 'n voorbeeld, en ek wys vir jou dat die beste huis wat jy dink uit 'n beleggingsoogpunt, hoeveel daai huis jou regtig gaan kos, en dat dit nie 'n belegging is nie. Maar nou gaan jy vir my sê, partykeer sê die ouens vir my, ja maar Hannes, ek gaan in hierdie huis bly, en ek moet in elk geval hier, ek sal vir jou daai som ook doen. En dan wys ek vir jou, wanneer is 'n eiendombelegging? Met ander woorde, ek gaan vir jou 'n hele opleidingssessie gee, oor wat is 'n belegging, hoe word 'n eiendom 'n belegging, hoe bepaal jy of daai eiendom 'n belegging is of nie belegging is nie. En al wat jy moet doen, as jy ernstig is, wat ek weet 95% van julle nie is nie, want dit is wat statistiek vir my sê. Maar as jy een van daai 5% is, dan sit jy onder, in die opmerkingsgedeelte, sit jy net die som, reg? En as ek genoeg ouens kry wat sê die som, ek wil nie eers baie hê nie, ek wil net, kom ons noem dit 10 nie. As ek 10 ouens kry wat vir my sê die som, dan gaan maak ek 'n video spesiaal in Afrikaans, want al my goed is eintlik in Engels. Dan gaan maak ek dit vir jou, ek vat jou deur die hele proses, sodat jy kan sien hoe maklik dit is om te besluit of 'n eiendom 'n goeie of 'n sleg belegging is. Die volgende ding, as jy regtig wil meer leer oor eiendom, hoe om te belê, dan wil ek jou baie graag na 'n masterclass, die Property Accelerator Masterclass uitnooi. En daar gaan ek deur die hele proses. Ek gaan vinnig daar in daai masterclass gaan ek na die som kyk, maar nie so in diepte wat ek gaan doen as jy vir my onder sê die som nie. Nou jy gaan 'n link kry na daai masterclass in die beskrywingsgedeeltes onder hierdie video. Ek sal jou baie graag daar wil sien, maar dit is net vir daai 5% wat ernstig is. Die ander, wel, ek weet voor my heilige siel, ek gaan jou dit nie daar sien nie, want dit is te veel moeite, en dit is te veel effort, en dit is tyd, en al daai goed wat vir jou belangrik is, om nie ryk te word nie, gaan jy as 'n verskoning gebruik, sodat jy dit nie hoef te doen nie. Wat van as jy klaar huis het? Reg? Dit is 'n ander vraag. Wel, daai masterclass gaan vir jou definitief help ten opsigte van dit, en die som kan miskien jou oë oopmaak, sodat jy agterkom, wat het jy gedoen? En ek is bereid om vir jou te wys, want ek het self daai fout gedoen, toe ek in 1982 my eerste huis gekoop het, reg? Wat om te doen om daar uit te kom, reg? So, die bal is terug in jou hande, sit die som as jy wil, of sit niks, dit is reg met my, sien jou in die volgende een.